mooi saam. Is dit dieselfde oewer waar ons daai foto het waar jy so lekker slaap? Nee, dit Ja, dit was bierman. Dit was by bierman. Ek sê vir my ou wat oom Robert en ek sê vir oom Robert, ons engelaars is ook maar altyd ontevrede. Ons sê ons as die wind hier dan hoop ons as wind en as daar wind is dan sal nou weer te veel wind. Ja, maar hy wind vir ons stukke. Daai 125, jy sal hom klip. Ja. Al is dit in die ek klip aand. hom. Ja, ek klip hom. Ag, Jy is nie bang jy gaan in die slaap raak en hy trek daai ding af nie. Nee, as jy gaan slaap trek dis die ander ding. As ek gaan slaap trek ek my stok uit en Welcome to another episode of the Original Podcast with me, your host, Saki van die Kerk. Okay, alright, welkom terug by nog 'n episode van die Original Podcast. Ons het vanaand vir julle weer 'n lekker propvol episode beplan. Ons het 'n paar topics wat ons wil bespreek wat ons al navraag gekry het 'n paar weke terug. En dan wil ons 'n bietjie gesels rondom wat gebeur by die Elite Finals. Ons het vir julle gesê dat ons sal 'n episode met Gideon doen vir die members. Wat het ons nou maar besluit, ons het 'n paar goed wat ons wil bespreek vandag, so te sê, ons maak dit maar 'n main episode. Maar voordat ons verder gaan, Dad, welkom by vanaand se episode. Dankie Sakkie. Daar sê, ek is reg vir julle. Kom ons kuier. En dan ons ander, ek wil hom amper al 'n co-host noem. Ek dink Gideon is definitief al meer 'n co-host as 'n gas. Meneer Geier, welkom by vanaand se episode. dankie Sakkie. Was 'n rukkie laas wat ek een gedoen het. Lekker om hier te wees. Lekker om ja, as ek nie so een per week doen nie, dan voel dit of was so of ek op verlof is. So gap in die week is. Ek wil net vir mense sê, dis nie dat ons nie ander gaste het nie. Dis net 'n kwessie van Gideon doen altyd goed, so dit maak dit net baie makliker. Consistent. Ja. Ek sê nou die dag, nou reg my vrou, dis nou my derde plek op die Elite Finals, maar ek het nog nie 'n wen nie. Hier kan ek kan nou maar hierdie 3/3 ruil vir 'n wen seker erns. Ja. Wel, sy kyk na die prysgeld, ja, my 3 saam. Maar ja, is dit net Jy vir die kom nie prysgeld daar nie. nie. Ja. Ja, ons los maar die prysgeld topic vir vanaand. Ons het verlede week daar geraak. So ek dink ons los daai gedeelte net maar uit vir vanaand. Gideon, maar jy het die Promania gewen, né? Ja, ek het hom in 2022 gewen, my eerste jaar wat ek deelgeneem het. Te wen ek Dit hom. is ook al 'n paar jaar terug. Dit was toe jy nog 'n jong man was. 2022 jy wen ek nie R70,000. En as jy dink R70,000 4 jaar later is al R100,000 werd. Ja. En intussen het jy by Elite derde is nie jou beste nie. Nee, ek het 'n tweede gekry Ja. 3 jaar terug. Toe het ek R30,000 gewen met 'n tweede plek. Ja. Wys jy man net. Brag jy nou? Ag. Nee, wou nie. Probeer jy 'n Ek punt is- bewys of probeer jy nou te brag? So ek verstaan dit nie waar ons gaan met hierdie ene nie. Ja, ons probeer sê dis boer agteruit die Promania en by die Elite, maar by die Elite lyk my erger as by die Promania. Ja. Soos dit nou lyk, is dit Ag, van 70, ek dink na 50 na 20. Wat is dit volgende jaar? R10,000. Ja, dis nou maar iets wat ek dink Elite nou maar moet gaan nabetragting doen en kyk wat gaan aan. Maar net vorentoe Dit beweeg. en die ekonomie dink ek wat die manne 'n bietjie knyp nou met die dieselpryse en die goed, maar dis nou eers. Ek bedoel dit is Dis nie nou. verlede jaar toe die seisoen begin was die dieselpryse in die orde van omtrent R20 of 18 of R19 daar rond die heel jaar. Wat is die dieselprys nou daar by julle? So R29. Ja, dan praat hulle van hy gaan R6 op. Eina. Laaste ek in Suid-Afrika was dit nog R16. Ja. Nee. Ek onthou ek nou nog in Suid-Afrika was met my bakkie was dit so R16 gewees. R16 'n liter. Ja, nee. Eina pyn. Ek is bly ek het 'n 150 cc, ek het 'n 150 cc skootertjie, so ek dink dit is fyn. My petrol tank dit het my R50 gekos en die verlede het kos my nou R60. So dis ek is fyn met dit. Dis heeltemal fyn. Alright, Gideon, kom ons gesels rondom die wat soms die Elite Final. Dit was nou nog steeds alhoewel dan nou maar
praat is oor die wengeld en die goed. Dit is nog steeds 'n vreeslike groot toernooi. Julle hengel 'n hele jaar om daarby uit te kom. Jy het die laaste paar weke het jy geskarrel om jou 10 te kry. Lekker Woensdag verlof gevat om te gaan hengel en goed so dit. So hoe het dit gegaan daar by jou? Ja, Sakkie, ek het ek het die jaar baie goed begin want ons daai spanne kompetisie en para kompetisie gehad. Toe het ek sommer 2 wenne vroeg in die jaar ingewerk en deur die jaar het ek ook my punte was baie hoog. En op die einde het ek besef ek eers dat ek nog nie 10 het nie. Dat ek dink ek het toe op baie stadium 8 gehad. En toe sal basically 2 naweke oor om te hengel so tussen die SA's en die seisoen wat toemaak. En toe moes ek 'n Woensdag gaan hengel en toe het ek maar 'n Woensdag verlofverlof ingesit en gaan hengel net om my 10 in te kry. My punte was baie. Jy was nie alleen nie. En jy was nie alleen nie. Daar was 'n paar manne wat saam met jou dit gedoen het. Ja, ek wou actually onttrek het want ek het nog 'n naweek oor gehad om dit te doen. En toe ek dink 4 ouens saam met my wat dit hulle 10de event sou gewees het. En ek het ingeskryf vir die kompetisie al soos 2 weke voor die tyd en vergeet daarvan. En daai Dinsdag toe ek in vergadering sit, toe kom al WhatsApps op my foon deur 'n klomp. Toe check ek hulle skarrel op die groep vir betalings en goed en toe sit nou goed ek wat nie betaal het nie. Daar's toe presies net 8 ouens waarvan ek dink 4 van hulle laaste hulle 10de een sou gewees het. So ek wou net toe ek daai WhatsApp sien toe wil ek net so stilletjies gaan onttrek het en net weggeraak het. Want toe word ek daar op die naam genoem dat ek nou die laaste was wat hy nog moet betaal en laaste tyd ek is nie die beste nie, ek is die enigste op die lys hoor. En toe betaal ek nou maar en sit my vis van verlof in en gaan hengel om en ja. Maar ja, ek het toe nou met die finals het ek die spanne dag gemis want ons het daai selfde dag in Suid-Afrika geland van Duitsland af. Ons was 'n week voor dit in Suid-Korea vir 'n week en toe 'n week in Duitsland en daai Vrydag geland, so toe mis ek die spanne dag. Die Saterdag was die semies, nog 'n bietjie moeg geweest toe hengel ons by Leeuplaas, maar ek weet uit vorige ervaring by Hartsies is daar nie baie vis om te vang nie. Dit gaan nou nie baie inspanning vat. Jy kan letterlik stokke ingooi en vir 'n halfuur gaan slaap en kyk of 'n polisieman beweeg het. Want behalwe vir die min vis, vang jy ook net sulke groot visies daar. Behalwe as jy net die pen heel regs trek, daar ek dink so 15 penne daarmee draai, dat in die rivier is waar jy 'n paar mooi kaaps kan vang. Dis nie dat jy nou 'n sak vis gaan vang nie, maar jy vang daarom, kom ons sê 10 vis of 15 kilos kan jy daar vang. Met 'n mooi sak. Is dit dieselfde oewer waar ons daai foto het waar jy so lekker slaap? Nee, dit was by dit was by Biermans. Maar dit is maar net so swak al by Biermans onder die huisies ook. Ek moet daai foto kry, ek het hom nie op my rekenaar nie. Ek moet hom kry, kan ek hom elke nou en dan as Gideon se praat van slaap langs die dam, kan ek hom net oppop op die podcast en die mense sien hoe lekker slaap hy langs die water. Ek sal hom vir jou stuur. Wat sê nou? Maar ons klap het actually naweek klap kom by Biermans daar onder die huisies. Toe sê ek sorry, ek gaan dit nie maak nie. Ek moet werk hier naweek. Gideon, toe ek self in Suid-Afrika was, kan ek my pa vra. Biermans, dit is nooit ek het maar slegte history met Biermans. Ek het 'n lekker blank op 'n SA's gehad daar. So. Daai plek is nou net nie myne nie. Daai gedeelte onder die huisies is so onregverdig. Jy kan 'n baie goeie pen trek en dis ook nie te sê as jy 'n goeie pen trek en jy goed doen daar nie, want jy moet letterlik daai gate raak gooi. Want as jy dan na terugtrek, is dit maar baie gate en hobbels en slote en ja, so jy moet letterlik daar die vis soek. En as jy te sê jy gaan die vis voor jou kry nie. Die ou langs jou gaan die vis op 25 meter vang. Letterlik is waar meeste van die mooi vis gevang word, is op tussen daai 25 en 45 meter merk onder daai eerste stretch so lekker diep is. Maar ja, Biermans daar gelaat. Wel, die linkerkant is daarom meer regverdig. By die Springbokkant. Ja, aan die ander kant van die ja, dis vlak water maar basically vir almal. So daar moet jy maar 'n plan hê en 'n stelsel hê waarvan volgens jy werk en daar kan jy gewoonlik gedoen met daai plan. Maar ja, Hartsies Saterdag, ek het so pen in die middel getrek en toe skuif ek links, so daai aand het ek al klaar geweet, dit gaan nou nie baie inspanning vat nie, maar ja, die voordeel was, ek het nasionale proewe daar gehengel so 'n maand terug en Gauteng proewe daar gehengel so 3 weke terug, so ek weet, jy hoef nie baie vis te vang nie, waar 'n ander ou dalk, hy daag op, hy vang 'n paar visse, hy kry 'n paar buite en
dinge gaan stadig en hy dink dit gaan nie goed met hom nie. Maar ek weet jy het net tussen 4 en 7 vis nodig om eerste of tweede in jou sone te wees. So al vang jy net 3 of 4 visse in die oggend, is my kop reg want ek weet hoeveel het ek nodig om goed te doen die dag. So ja, ek het met 3 visse gedraai, 3 visse in 'n non-wire gedraai en na die draai toe vang ek weer 3 klein visse in 'n non-wire. So dit was maar 'n spook en spartel gewees. Soos ter verwagte. Ek is bietjie spyt ek het nie 'n baberstok in die oggend gegooi nie. Martinus het 'n baberstok al gegooi en hy het 5 babertjies in die oggend gevang en hy het nog linkser van my gesit. So ek spyt ek nie 'n baberstok in die oggend gegooi nie. Ek het my baberstok eers so 10:00 gegooi, maar toe begin die wind minder waai. Toe kry ek vinnig 'n byt, toe verloor ek hom en toe kry ek weer byt en vang ek 'n babertjie. Maar ja, jaartjie is nou regtig 'n moeilike oewer. Daar's nie 'n plan nie. Jy moet letterlik daai vis maar net raak gooi. Jy kan met 'n nabystok 'n vis vang. Jy kan met 'n verstok 'n vis vang. Ek kan nie vir jou eers sê wat is die beste afstand of die beste plan daar nie. Die enigste probleem is met die nabystokke vang jy baie undersize geelvis. So dis die enigste So jy het nie 'n probleem vir aas nie. Nee, ek is by seker Genoeg moeilike koppe. oewers gooi ek. Nee, my seker moeilike oewers gooi ek my go-to aas en gewoonlik as die klein visies pla, probeer ek maar ver hengel om daai paar byte te kry. As jy byt kry, weet jy, is 'n vis wat jy in die net kan sit. En ja, Het dit Potter het vir my met gewerk. Potter met Stefans gesels. Weet pa wat nou gehoor wat het Steven gedoen daarso of nie? Waar? By Hardseas. Ek dink hy het gedraai met een vis. Ek weet nie wat het na die draai gebeur nie. En Johan was ook Ek daar. dink hy het gebly met daai een vis. En Dis het Jean moeilik. ook gehengel. Jean dink ek het ook net een vis gehad. Dis moeilik. Dis regtig Ja, moeilik. Die probleem is dit was 'n thriller. die omstandighede was ook nie perfek nie. Dit was ons daai reën voor die tyd en toe sit daai dag bietjie koelerig. Niks wind op daai dam nie. So blou sonskyn dag. Daai Saterdag was eintlik 'n baie mooi dag. Dis Oomlik. regtig. Oomel het lekker wind Ek bedoel- gehad. Ons het amper niks wind ons gehad het nie. Ons het die oggend was dit daar omtrent niks wind nie. Maar die middag het hy lekker gewaai. Ja, ons het Die middagsessie het ons definitief lekker wind gehad. Hy het ons goed by mekaar. Hoe die wind gewaai het op daai groot baber vloer het. Of ek sal nie weet nie. Ek dink ek het die wind gemaak. Ja, sakkie, nee, dit was nie 'n issue nie. Nee, die wind het gewaai, maar hy was glad nie sterk op daai stadium nie. Maar later in die middag hier van 1-2 uur se kant af het hy lekker gepomp. Ja, ek onthou toe ons gepraat het van waar pa gaan lê, was die groot ding was maar wind. Almal het gesê dat Ja. die wind gaan Gaan stormsterkte waai. So dit was vir ons maar 'n ding wat mense moes gedoen het. Gideon en weet toe jy- met die final, dis toe dat deur na die semis toe, deur na die finals toe. Ja. Die eerste of tweede in die sone gekry toe. Tweede in die sone. Die semis. By die semis tweede in die sone. Ek het 6 weegvis gehad vir 1.8 kilos dink ek. Henk het dink ek 7 weegvis gehad vir 2 kilos. En dan dink jy by derde in die sone is dit 2 vis gehad of 1 vis gehad. So dit was maar taaf geweest. Maar ja, ek studeer finals toe. Saterdag aan kyk ek gou ook hoe gaan die wind waai en ek sien hier sê hulle 11 uur gaan die wind soos pomp, soos 35 km/h stryd van voor af. Hier 10 uur se kant al. En wat se naam, ek besluit toe, ek praat toe met Wikus en met oom Johan Bekes en Wikus het 75 en 105 gehengel. So die meesters is die Saterdag by Leeuplaas. So hulle het nou daai dag daar gehengel, so dit is nou obviously nou goeie inligting om te kry. So Wikus het 75 en 105 meter gehengel en oom Johan Bekes het 125 145 meter gehengel. En ja, het besluit ek om oom Johan se plan te volg vir 125 145 meter. En dit was actually maar die regte plan geweest. Die enigste probleem is ek daai 145 het redelik stadiger buite gegee as die 125 meter. Maar die ouens wat regs van my gesit het, hulle het buite gekry op baie 85, 95, 105 meter lyn, maar baie vinniger as wat ek gekry het. En toe besluit ek op daai 145 meter nader te skuif. En ek dink dit was 'n fout geweest. Ek moes daai 145 meter aangehou hengel het vir die oggend, want 7 uur tot 11 uur was daar nie wind geweest nie. Dit was redelik windstil geweest.
Maar ja, Sondag toe trek ek die pen ook, basically ek dink ek is omtrent die eerste pen van die tweede blok, of die tweede pen van die tweede blok. So toe sit ek omtrent slapbang in die middel. En hulle het die penne ook nie so regse pen nie. Ons het nie daar regs by die draad gesit nie. Hulle het about 500 meter al oopgelos. Daar waar die dan begin draai na die draad se kant toe. Daar was omtrent die laaste penne van ons sone gewees. Wat ja, daai eerste paar penne op daai puntjie is die beter penne. En dan daai stretch daar by die draad is baie moeilik. Ek het nou met Brendan Fernandes gepraat van Papgooi of niks. Hy sê ook daai sone net regs van die draad, dit is baie moeilik. Die minste vis is daar gevang en op ons SA's was dit ook so. Dit was die D-sone van die SA's en dit was waar die minste vis. Dink daai sone het 10 vis minder average gevang elke dag as die ander sones. So toe trek ek so 'n bietjie in die middel. Ek sou gelaik het om nog meer regs te trek, om so regs as moontlik te trek. En dan as jy skuif, dan skuif jy ook bietjie meer regser. Want toe skuif ek nou, ek is toe ons skuif nou die eerste pen van die seniors, maar hulle het ons op mekaar ook gepen, wat vir my onnodig was, snaaks is. Ek meen, ek het nou nie getrain nie, maar kom ons sê 10 tree uit mekaar uitgesit. En daai stuk maak so 'n natuurlike kurwe. Hy maak van daai penkie af na daai draad toe, so lekker kurwe. So dit van daai oggend af het ons almal vir dieselfde boom nou alweer gegooi en die hele tyd was ons maar by mekaar of oor mekaar. Ja, en dan maar ja, toe skuif ek heel links. Ja, maar ek kan dit nie verstaan. Hoekom kan 'n mens nie daaroor praat en vir die mense aanspreek en sê, hoor hierso, ons het hierdie water, kom ons gebruik die maksimum water. Ja, ek weet nie. Ek bedoel, wat kan nou die nadeel wees of ten minste sê right, okay, gee die ouens wat in die middel is of daar waar daar 'n kom of 'n ding is, gee daai ouens dubbel die spasie. Maak dit vir almal net mos maar 'n aangename dag. Ja, 3 jaar terug, daar by die sloep, daai een wat ek tweede gekom het, daai een wat oom op die semis uitgeval het, was die pen ook so naby mekaar. En met die finals, toe haal hulle elke tweede pen uit. So toe kon jy net op ewe nommers sit. Toe haal hulle al die onewe nommers uit. So die penne het op die oewer gebly, sy toe hulle die penne trek, toe sit jy op 70, 72, 74, 76. Ja. En hulle kon dit hierdie jaar definitief weer gedoen het om net spasie te maak vir almal. Want wat ek nou wou sê is, toe gaan sit ek nou een pen op die laaste pen of die eerste pen van die seniors en om Robert Hinn is toe die laaste pen van die meesters. Maar hy sit langs die draad by my. En die wind waai nou nog so bietjie na hom toe ook. So die wind waai na die draad se kant toe. So sy korstok of altyd sy stokke probeer hy nou van die draad te weggooi, dat sy bak nie in die draad gaan hê. So hy het just ek het 'n viskop gegooi, toe trek hy my viskop uit, ek het 'n lang karpstok gegooi, toe trek hy daai lyn uit. Dis nie sy skuld nie, want ek meen hy moet van die draad af wegkom. Maar ek meen basically gooi hy na my kant toe, dan gooi hy binne in my bak nou weer in. So ja, dit was absurd geweest. En ek weet, hoekom sit hulle nie oor die laaste pen van die seniors of die meesters daai kant van die draad en begin die seniors die kant van die draad nie. Of wat ook al. Maar dit daar gelaat, die oggend het ek redelik okay begin. Ek dink ek het gedraai met so 18 vis, 18 weegvis. Ek dink ek het gedraai met so 20 vis, maar waarvan 18 se geweeg het. Maar Martinus het definitief gedraai met meer vis. Ek dink hy het omtrent gedraai met 25 vis. En op daai stadium het ek gedink Marius het omtrent 25 vis. Want Marius is nog besigger as Martinus gewees. Maar ek het gesien dit het gelyk of Marius kleiner visies vang. Maar hy het alles in sy net gegooi. Maar hy was slim, hy het op die draai te gooi en al die geel visies terug in die dam. Toe gelukkig toe ek verbyry toe sien ek hy doen dit. Maar ja, dit het my bietjie baie oggend bietjie omver gegooi want toe sien ek hy gooi daai visies in die net en hy vang hy visies. Dis kom ek al 145 toe nou 85 meter toe skuif. En ek moes dit nie gedoen nie. Ek moes eintlik maar net daai 145 meter gestiek het. Want daai 85 meter het 2 saai skiels baie vinnig gegee en toe sy dood. Toe skuif ek in elk geval weer terug 145 meter toe, maar toe is daai kol nou nie aan die gang nie. Toe so 0.5 oor toe gooi ek al twee stuk op 125 meter. Toe vang ek die visies wat nou daar te vang is. So sy plan het gewerk. Ja, sy plan het gewerk. Ja, sy doel was om obviously die vis te vang en as hy nie vis kan vang met ons koppe te smokkel. En maar dit wys my dat dit ietsie soos dit dis sneaky, daar's niks fout daarmee nie. Maar op die einde van die dag is so psychological game dis ietsie wat my pa as 'n jong man het by pa altyd
Ja, ek doen dit ook. Hy het altyd sulke triks getrek en ek dink dis iets wat 'n mens nie regtig baie oor praat nie, maar op 'n of ander dag is dis iets wat 'n mens moet in gedagte hou. Ja, ek doen dit ook. Ek gooi my eerste 4 of 5 of 6 geelvisse in die net. Want gewoonlik vang jy net so 3 of 4, so dan gooi ek hulle nie net dan lyk dit of ek vis vang. So, en dis almal doen dit. Die ouens wat dit nie doen nie, gooi hulle net tussen die twee nette, so dan lyk of hulle hom in 'n net gooi. Ja. Weet jy wat So, ja. ook gebeur is dan as jy later koppe nodig het jy. Ja. Dit is 'n feit. Maar ja, dit Dis 'n feit. maar dit is ook 'n Ek weet vir 'n feit dat ou het al by die dam gesit en jy bid vir 'n kop en jy kry nie 'n kop gevang nie. Ja, maar dit is ook maar 'n streng. Ek het nou al 'n paar mense gevra, is dit wettig om 'n geelviskop te gooi? Ek meen op 'n final dan gooi jy 'n geelviskop en vang jy 20 kg baber en skep jy langs jy daai baber. Eerste ding wat hy gaan sê is maar hier is 'n Ons geelviskop. nêrens ek is nie bewus dat daar enigstens iewers 'n reël is wat sê wat jy mag. Niemand kon nog ooit vir my sê het ja of nee nie. Nou wil ek nie op 'n final, mense wil nie op 'n final uitvind of dit ja is of nee is nie. Jy wil nie die ou wees met 'n 20 kg baber op 'n final vang. En dan Ek sal vir jou sê Maar ons het nou mos 'n klomp slim mense wat na die podcast kyk. Ek is seker van ons 'n paar mense wat die reëls dalk beter ken as ons. As enige van julle 'n actual reël het, gooi Wat ons dit bietjie daar in die verbied. comments wat dit verbied. Oh, wel, as dis 'n bedreigde jy spesies. gaan nie 'n reël kry wat sê ons laat dit toe nie, maar jy soek 'n reël wat sê jy mag nie en daar is definitief nie. Ek weet jy mag nie 'n plat hier gooi nie. Net tensy Wel, hoekom binne mag 'n jy nie 'n plat hier mieliebom gooi? is. Hoekom mag jy plat dis- gooi? Dit is 'n bedreigde spesies. Nee, So jy mag jy Nee, hulle geelviskop sê gooi, net- nie, maar dis 'n plat is nie vir ons 'n bedreigde spesies nie. Ons mag hom dis vir gooi. die Kaap. Ja, dis vir die Kaap. 'n Klein berggeelvis is ook tegnies nie 'n bedreigde spesies nie. Nee, Die groot berggeelvis is die bedreigde spesies. Dis kom die kleinbek, want die ouens kan nie differentiate between die kleinbek en die grootbek nie. al wat ek net sê is die selle plattie mag ek gooi maar jy mag hom nie gooi nie. So oeverhengel laat dit nie toe nie. Die ander ding nou van Maar platties. ek is nie- Ek het gesien Marnus het met 'n gooi net 'n plat aan gevang. Ja, ek het gesien op Facebook. Maar het jy gesien toe kom iemand die SPCA daar? Toe kom die SPCA terug, hulle gaan die saak ondersoek. Gaan kyk bietjie. Gaan kyk daar. Iemand een nou het net daar gekom met SPCA. Nee, dat hy nie 'n platana mag gebruik as aas nie. Toe kom in die SPCA, jy mag nie 'n platana gebruik as aas nie, as 'n bedreigde spesies. Hulle gaan die saak ondersoek. Dis wat die SPCA daar gekom het. Ek weet nie of dit so is of nie. Ek kan nie vir jou sê ja, dis so of nie. Maar gaan kyk maar, dis die amptelike SPCA. Die winkels mag platties verkoop mits hulle 'n permit het. En dis dit. So daar's glad nie 'n issue nie. Ja. Al wat ek net Ja, sê maar is maar net- net vinnig oor hierdie wetgewing goed praat. Dis dieselfde soos met daai wetgewing wat hulle nou wil probeer deurvoer dat ons nie mag hengel nie en al daai nonsens wat hulle sê mag nie jou tone in die water sit nie, aansluit hulle jou toe. Dit wil net sê dat hulle gaan die volk, die Suid-Afrikaanse volk wat hengel elke dag van hulle lewe om aan die lewe te bly, moet hulle dan toesluit. Ja. Hoe gaan daai is absoluut onpolisieerbaar. Daar's geen manier dat hulle daai ding kan deurkry nie. Ek het nou terwyl julle nou so gesels gou op pap gooi of niks gedink gegaan. Sien ek was die National Council of SPCA. Dat Ja. die ou Etienne het hulle getag en toe kom met hulle so thanks Etienne. It is illegal to use patanas as bait, especially live. And one of our units will look into this. So is right, so net sy keel af. ons knip hom dood en so right. Ja. Ja, wel. Maar ja, in any case, so terug te kom na die finaal toe. So ek gesê het, die wind sou 10 uur begin waai het en 11 uur toe ons draai, toe is daar nog nie 'n wind op die dam nie. Daai dam lê so spieël. En ons het net 'n halfuur om te draai en ons is ek is letterlik al op die volgende pen en daai wind so begin so te waai. Toe ek slaat daar wind vir ons. Ek sê vir my ou wat oom Robert en ek sê vir oom Robert, ons hengelaars is ook maar altyd ontevrede. Ons sê as die wind hier dan hoop ons daar's wind en as daar wind is dan sal nou weer te veel wind. En ja, toe waai daai wind vir ons stikkend. En toe daai wind vir ons so stikkend waai toe by daai klein geelvis laat die snotspat. As jy 'n stok in die dam gooi dan buite. Ek het seker
15 ander size gilvisse na die draai gevang en ek het letterlik naderhand 100 gram bottom met 'n stuk voer gegooi so ver as ek kan en daai gilvisse het gebyt. Jy verander 'n plan en vang jy so 2 karpies en dan klim daai gilvisse op by plan en dan moet jy weer 'n ander plan soek. En ja, toe ek dink ek het so 7, 8, 9 vis na die draai gevang, weegvis. Wat my tally toe nou opgevat het vir 27 vis vir 9,5 kilos. Wat 'n redelike goeie sak is vir die area waarin ek gesit het. En ek het die subzone dan daarom ver gewen. En toe is ek derde vir die dag. Martinez het goed gedoen. Hy's regtig 'n baie goeie hengelaar. Sy hengel is op 'n baie goeie plek. Ons weet dit. Ek meen hy's nou dink vir die laaste 3 jaar in die Protea span en sy kans is baie goed om nou weer in die Protea span te wees. So sy hengel is regtig op 'n goeie plek. Hy verdien dit definitief om te wen. Hy het dit ook redelik ver gewen. Ek meen hy het 37 vis gevang waar ek maar 27 vis gevang het. En ek dink sy kilos ook heel wat meer. Ek dink hy het 14 kilos gehad. So hy het ook heel wat meer kilos gehad. Hy het 'n mooi so 2 kilo grasie gehad en 'n mooier karpie of 2 waar al my visies basically net so groot was. Ja, nou, hy sê hy het 'n paar size gele gevang en op 'n of ander dag, ons weet 'n size gele is lekker vis om te vang. Ja, wel meeste ouens het hulle het 'n hele paar size gele gevang. Ek dink hy het 10 by die skaal. Hy het 9 want hy sê hy het gesê jy het een uitgegooi wat hy sê wat size jy sê nada. Ja, wel, ek het die meetwerk gedoen en ek het self geweet ek het 'n paar grensgevalle gehad en ek het dit almal saam met die kol maak en daai een was regtig net 'n millimeter te kort. Hy het wel 3 gehad wat se stert op die 30 cm die net 'n millimeter net lank genoeg was. So hy kan hou oor die een wat ek teruggegooi het, maar daar's 3 wat ander ouens teen toe aan sy teruggegooi het want ek het al gesien baie ouens druk daai gilvis se neus baie hard in die liniaal vas, dan is hy kort. Ja, en ek glo in regverdigheid. Ek sit daai gilvis neer en ek slaai hom tot sy lippie raak en dan Ek is net so bly dat hulle daai reël verander het waar jou net nie teruggegooi word as jy anders daai gele nie net het nie. Ja. Dit was vir my 'n bad reël gewees. Maar ek kon onthou ons almal moes daai 5 minute voor 3 staan almal daar so almal loop na hulle net almal met hulle liniaal, almal staan nie daar so aan check jy vang jy al die geletjies met julle net geweet check want deur die dag word hulle korter. As jy meer as 10 het, word jy net teruggegooi. En as jy 'n karp het en 'n geelvis net of 'n baber het, word hy ook teruggegooi. Op ons SA's wat ons hy klomp klein visies aan Bloemhof gevang het Niels Mostert so mooi 2,5 kilo karp en sy geelvis net gehad. Ek weet nie hoe dit reg gekry het. Want ons het sy vis geweeg en toe gooi hy sy geelis op die mat. Toe lê daar 2 sulke mooi geelis en so 'n mooi kaap. En ek vra hom Niels, wat maak hierdie kaap hier? En hy kyk en hy kan dit maak of hy nie hoor. En ek vra weer, Niels, wat soek hierdie karp hier? Hy kyk my so en hy skud dit sy kop. Die derde keer het ek hom vra, toe tel hy kaap op en gaan gooi hom terug in die dam. So ja, maar die reël is definitief beter dat maar wat ek het sê is dat daarso jy verloor 1 vis, maar waar in die verlede was dit jy gooi jou hele net terug. Ja. Nee, dit help definitief. Dit was 'n aaklige reël. Dit was regtig 'n aaklige reël. Hulle het die reël baie beter verander vir ons hengelaars. Ek meen al daar's baie ontwikkelende hengelaars wat nog nie eens die verskil tussen 'n klein bek en 'n groot bek ken nie of 'n graskarp en 'n klein bek geelvis ken nie. En baie keer gooi daai ou se sak terug en jy demotivate hom. Ek meen hy kom nie weer terug nie. Ja. Ek beloof jou, ek onthou spesifieke proewe wat ons gehad het by, ek dink dit was by Grootdraai. Ek wil amper dink dit is Grootdraai. Of ek kan nie nou nie, maar dis toe die grasies net toe ons die grasies net so begin vang het. Dit is Steins. Nee. Maar dis daai grasies net so groot en die juniors het op baie stadium nog nie baie grasies gevang in hulle lewe nie. So meeste van die juniors het nie geweet wat is die verskil tussen 'n grasie en 'n gele nie. Ja. En ons het daarso hoeveel keer dan kom ons by die skaal aan dan so iemand met 'n klein geletjie dan hulle gesê nee, is 'n klein grasie. Dan hulle nee, is 'n geletjie. Maar dan het ons ook gekry dat daai ouens met daai ou sit en hy vang daai klein grasies en hy dink is geletjies. Hy vang al hierdie grasies. Hy vang hom gooi hom terug, gooi hom terug. Dan sit al amper 'n size grasie, maar hy dink hy moet 30 cm wees. Ja, hy dink is geletjies. Hy gooi hulle almal terug. Ja, ek het altyd vir my laaitjies by die skoolliga gesê, as jy nie seker is jy gooi my jou geelvis net,
Dan kom kyk Jy ek as ek kan nou. verbykom. Ja. Ja, wel, daai tyd kon jy hom ook maar in jou gilvis net gegooi het. Dis net, hy moet nie 3 uur in jou gilvis net wees nie. Jy het nie 'n geelvis het gehad daai tyd nie. Ja, dit was jy het 'n oop net gehad. Ja. Alles was in dieselfde net. Ja. Ons het ek het 'n baie stadium, ek sal dit nooit vergeet, die Gideon voordat ons nie hierdie fancy nuwe nette, hou nette wat julle nou het gehad het. Het ons daai ou tounette gehad. Maar hy tou daai gaps het almal groot, so die vis kan baie van die vis kan deurswem. En dan toe daai grasies net so daai klein vingerlinge was, dan tel jy jou net so op, nee. Dan so Jy kyk 10 op van daai en so 10 van daai klein grasies wat so half van die net is. Almal, as jy net so oplig, almal net so 10 grasies wat so halfpad uit is. So dit nooit. Ja, ek onthou dit. Maar klein swart netjies wat ons gehad het, hè. Ja. Dan vang jy daai klein, ons het so 'n klein netjie gehad wat met die fyn gaas. Ja, So ek skadu onthou daai net. swart netjies. Nee. Die- Dan vang jy daai klein netjie, dan is hy so half vol. Klein visies wat spring. Weet jy, Daai- dit is 'n besigheid. Toe daai grasies net so lekker gebyt het, ons het eendag by Ardenza. Zakkie eerste pen van die juniors en daar sit 'n senior langs my en hy het seker 50 van daai klein grasies in daai net gegooi. En ek weet nie vir een of ander rede toe die 3 uur is, tel hy man sy net so op. En toe hy man sy net so op, dan skeer daai ring onder oop. Ja. Weg. Almal van. Ek dink hy het letterlik 2 vis geweeg daai dag. 2 sulke kapies wat in sy ander net was. 60 of 50 van die ander grasies gone. Ek en Sakkie gaan daai tyd gaan hengel ons 'n klapkompetisie. Lia hulle hengel die geheel Transvaal kampioenskappe by Buurman. En ek en Sak dieselfde dag is ons klapkompetisie nou. Dit is by Kreer. En ek en Sakkie is soontoe en Lia is na die geheel Transvaal kampioenskappe toe. Nou by ons klapkompetisies kan jy gesit waar jy wil. En ek en Sakkie die oggend 'n nommer getrek en ons het na die regterkant toe gaan en ons daar gaan sit en begin fish. En reg van die woord gou af aan, toe's ek in daai freaking grasies in iets verskrikliks. En ek vang daai goed sommer so 2-2 die hele tyd. Hierso op seker omtrent 10:11 se kant. Toe gaan ek loop, sê ek wel, laat ek net vir Lia bel en hoor hoe gaan hulle aan. Obviously vang hulle ook seker baie. Loopkar toe en ek is so honger en dors, daar's nie tyd vir enigiets nie. Ek sê ek gaan so los my stokke uit, ek gaan gou kar toe loop, ek gaan gou eet broodjie eet, koffie drink en dan sal ek terugkom. Gaan en ek doen dit. Eers like ek kom terug, ek gooi 'n stok. Hy vis is gone nie. Toe sit hierdie sakkie langs my. Hier man, nou vang hy hierdie visies. Dit daai skool van my net so oorgetrek aan hom toe. Dit is so slink soos wat sy paas doen. Gooi ek net maar een skewe bol en bietjie meer reguit en volgens as ek weer op my kol, dan gat ek weer aan. Daai dag het Man, ons alle al geval- keiser nog al langs ons kom sit. Hulle het geskuif en by ons kom sit. Man en die keisers kom daai middag dis klaar ging. Man, nou weet ek nie 'n klou hoeveel vis het ek nie, maar ek het verskriklik baie vis. Yes, Nou wanneer ek gaan- gehad. 115 dink ek of 118. 112. Daar rond, ja. Man, allig van nou gaan ek die middag nou pak ons op, nou moet ons nou skaal toe ry. En ek trek my net uit en soos ek my net so uit die water uit trek, toe ek by die trailer kom, laat ek terugkyk, sien my hiele grasie, net die grasie so. Jesus, like, en ek gaan, ek gryp die grasies, gooi hulle weer bo in die net. Ek sê vir Sakkie, onthou as ons nou aan die ander kant kom, maar nou moet ons ry, want ons het nou niks voor die tyd begin oppak nie. So ons is amper laat. Ek sê vir Sakkie, onthou dat ons as ons aan die ander kant kom, moet ons net bietjie check. Jesus, like, ons kom aan die ander kant en almal, nou chip almal jou, ja, julle is amper laat, daar gaan ons net so weer met die net in die water in. Toe hulle sê ek moet kom weeg, haal ek die net uit, nou lê die kapies weer so. Ek dink, ag, hier ek het vergeet. Is weeg die sak, ek weeg toe nou 118 wat weeg en dan nou 'n klomp saamryers. Man, en die keis in daai volgende dag sit ek in die kerk die oggend. Voor die diens begin sit ek nou dink ek oor hierdie storie en ek dink ek het toe nooit gekyk wat gaan aan nie. Toe ek na kerk by die huis kom, toe is daar letterlik so 15-20 cm gat hier onder op daai onderste ring. Het hy so gat. So hoeveel daardeur gekom het, weet ek nie, maar ek daar nog gewen, man. Dit was daar was 'n vrag vol vis gewees. Ja. Ek het van my die laptop op charge het, hy het net gevas.
Ek dink die kabel is te Right, maar luister, kom ons Ja. gesels nou oor die topik wat ons nou net oor wou gesels het. Ons het gesê ons wil die topik so bietjie draai na sosiale engel toe vir 'n naweek. Dis kom ons eintlik vir Gideon op die podcast gekry het, want Gideon, ons weet hy's maar 'n weekend warrior. So ons weet hy hy het baie kennis van hierdie gaan kamp langs die dam vir 2-3 dae. Hy doen dit Kappelkatrol. regtig gereeld. Ek dis nie dat ek terg gaan nou so 'n bietjie, maar dit is regtig dis iets wat Gideon hy like dit om dit te doen. Hy hengel baie. Hy hengel elke kans wat hy kry. As hy 'n naweek af het en hy kan gaan by RPA of ietsie soos dit doen hy dit. Hy as hy nie kompeteer het hengel hy nog steeds en dis hoekom hy vreeslik baie kennis wat dit betref. Dit kom ons begin op by Pa. Wat se vraag het Pa gekry? Pa sê Pa het nou onlangs 'n vraag gekry. Ja, die ou se naam is Gert. Ek wil dink dit was goed Kotse. Gert Kotse wat my gekontak het en gesê het dat hy wil net hoor. Hy sê hy's relatief nuut met hengel. Hy sê maar hy kan homself help in hengel goed na sy mening. Hy sê maar hy het 'n probleem dat as hy vir 'n naweek gaan, hy het nie 'n plan nie. Hy weet nie wat om te doen nie. Hy wil graag op 'n punt kom waar hy kan sê, "Right, okay, teen Saterdag aand wil hy weet. Hy het 'n kol wat werk waar hy groot vis kan vang. So hy wil weet hoe moet hy te werk gaan om te voer. Hy het nie 'n kanoe nie, hy het nie 'n aasboot nie. Hy's 'n papgooier. Hy sê maar hy wil gaan en hy wil 'n kol bou vir Saterdag aand. Hy voel hy het Vrydagmiddag as hy daar kom dan het Saterdag die hele dag om 'n kol aan die gang te kry en hy wil graag Saterdag aand dan gaan in groot karp teiken. Groter karp. So hy 2, 3, 4, 5 kilo karps wil hy teiken. En hy wil dan nou het ek vir hom raad van wat om te doen. Sê ek vir hom nee, ek weet nie want ek het dit nog nooit gedoen nie. Ek kan nie vir jou sê hoor hierso maak so of maak so nie. Ek sal normaal gehengel het en maar vanaand hoop ek vang 'n groot vis. Ek bedoel dis hoe dit is. So as jy vir ons kan sê is Ek dink mens moet net begin daarby laat 'n liter brandewyn is goedkoper as 'n 750 ml brandewyn. ja. Ja, ek moet sê ek het al baie ouens so langs die dam gekry uit hulle pak hulle 4 koelers uit en dan 2 vispenne en 2 stokke op daai vispenne maar hulle sit in daai koelers. En dan sit Maar ek dink nie dit is musiek en ek dink nie dit is die persoon wat ons nou van praat nie. Ek terg my so maar net. So Gideon, go vir dit. Sakkie, as ek gaan kamp, vanmiddag ek gaan kamp. Die eerste ding wat ek doen is ek by die dam gooi. Ek gooi 'n stok op 35 meter, 45 meter en ek probeer so groot vis vang. Want ek wil sy kop afsny en hom in die dam gooi om 'n barber te vang. Dis eerlikwaar. Dis letterlik die eerste ding wat ek as ek by die dam stop gooi, ek by die eerste stok gooi ek net hier agter die net. Ek probeer so groot visie vang, karpie, graskarpie, geelvisie. Sny sy kop af, gooi hom in die dam probeer 'n barber vang. Ons het ook baie gaan kamp as 'n student van Vrydagmiddag af. Gewoonlik Vrydagmiddag na werk, na klas, dan jy net 2-3 ure voor dit donker word. En dan daai klein visies ou buite as die son begin sak, daai klein visies al byt. Dis die groot rede hoekom ek so gou as moontlik daai klein stokkie in die dam kry. Dat jy ten minste 4 of 5 van daai viskoppies het in jou net vir die aand, want dis wanneer jy jou groot barbers byt. Obviously, eerste aand om karpe te vang, jy het nie 'n kol in die gang nie, soos julle gesê het, so jy vang nie so baie groot karpe soos jy wil nie, maar dit is gewoonlik die aand wat jy die grootste karp kan vang. Maar daai groot karpe wy nie gewoonlik in 'n skool nie, ek het al gesien, hulle wy alleen, hulle like nie om in 'n skool te eet of op 'n kol te eet nie. Wat ek nou al sien in die Vaaldam, so daai eerste aand het jy definitief die kans om dit te doen, maar ja, die eerste aand definitief klip ek al my eerste stok, vir my 'n baie gemaklike afstand of en 'n baie goeie afstand om my groot Kaapse te vang, hele Vaaldam deur is 125 meter. Maar dit verskil van persoon tot persoon. As jy, kom ons sê 'n gemaklike 95 meter gooi, klip hom op 95 meter, hengel hom daardie aand. In die aand kan jou tempo ook bietjie stadiger wees. Jy moet ook nie elke halfuur jou stok uittrek nie. Gewoonlik in die aand jou bytempo is hier by 'n uur en soos die aand aangaan, soos die dag ook jou tempo raak vinniger. En dan my ander stok gooi ek op spoel. So ek het gewoonlik 'n barberstok op die kant en dan my 2 stokke wat ek mee hengel in die aand. Ek hengel een op daai kol 125 meter en dan die ander een gooi ek op spoel, die hele dam vol, probeer daai een regtig 'n groot 4-5 kilo karp vang. En daai 4-5 kg karpe is skaars in die Vaaldam, nie vir berriele wat boot vang nie, maar
Hy vir ons papgoeiers van die kant af. Daai 125, jy sal hom klip. Ja. Al is dit in ek die klip aand. hom. Ja, ek klip hom. Ag, Jy is nie bang jy gaan in die slaap raak en hy trek hy ding af nie. Nee, as jy gaan slaap trek so dis die ander ding. As ek gaan slaap trek ek my stok uit want 9 uit die 10 keer by daai stok en hy swem die hele dam vol en jy verloor 200 meter. Word jy nie wakker nie? Nee, as ek gaan slaap ook. Ek wonder nie oor wat nie. Ja, ek so gewoonlik as ek so gaan kamp vir 'n naweek eerste aand hengel ek tot 2 uur of 4 uur of deernag. So as ek tot 2 uur gehengel het, ek's nou moeg gehengel, dan trek ek my stok uit want dan is ek klaar gehengel. Ek moet nie 2 uur gaan slaap en dan 2:30 loop my stok en dan moet ek uit die tent tyd wyder aan sulke stories dis Slaap jy nie met jou wyder aan nie? Nee. Ek het al 2 of 3 ouens gesien slaap met hulle wyder, maar dan spas hulle uit, dan is hulle so getrek, hulle gaan slaap met hulle wyder. Hulle kan nie wyder uittrek nie. Sê vir Gideon nou as daai son nou so gesak het. Jy het nog nie 'n kol aan die gang nie, jy's so 2 ure by die dam. Wat se tipe verander jou aanbieding, jou aas byt presentation of gaan jy nog steeds floutie DG of gaan jy wat gaan jy gooi? Ek begin standaard floutie DG in die val om enige plek. Geel harde floutie wit DG, gewoonlik 'n geel harde manysfloutie of daai, nou gaan ek alweer senties floutie, 'n secret floutie. 'n Geel harde secret floutie of 'n DG. Of 'n plain geel harde floutie en 'n DG. Dis my standaard go-to. As die visse klein is of die visse is op 'n vinnige tempo en ek wil bietjie my tempo afkry en groter vis probeer vang, dan gooi ek 'n mieliepit of ek sal 'n groot stukkie deeg gooi. Maar floutie en DG is die perfekte aas vir die val dan. Ewen vir Bloemhof. Daai vis is getrein om 'n floutie en DG te eet. As jy nou weer eens as jy so in die nag sou hengel, sou jy enigstens geersel, jy weet, iets op die bol sit of nie? Ja, ek hengel Petition en X-Factor. As ek gaan kamp, hengel ek Petition en X-Factor. Ek vat 100 ml van elkeen saam, ek maak nie eers my kas oop. Ek hengel net dit. My vrou ook, sy kry 2 bottels Petition en X-Factor. Dis waarmee sy moet hengel. Weer eens, as die wind nie so sterk waai nie, dan sit ek net 'n bietjie dip op. As die wind sterk waai, ek het al baie aandag gekry, waar die wind sterk kan, flat ek daai bol. En dit werk. Dit werk maar net. Ek weet obviously, vis kan nie sien in die donker nie, maar ek neem aan daai geur. Nee, wel, ek kan nie sien in die donker nie. Hoe kan 'n vis wat al klaar sukkel om te sien, hoe moet hy sien in die donker? Ek dink ons oë en hulle oë werk 'n bietjie anderste. Seker maar, ek weet nie van jou nie, maar ek het al gesien, ek kan my vinger in 'n karp se oog druk, nee, en hy knip nie. Ek het dit my try, ek gaan nogal redelik vinnig knip. Ja. Maar ja. Maar ek dink dis 'n interessante ding om te dink. Die Vrydag aand sal ek definitief nie bolle gooi nie. Omdat mense weet nog nie wat daar aangaan nie. Ek meen dalk is daar 'n plek, dalk is die vis verder, dalk is die vis nader. Ek sal dit maar net normaal benader, normaal hengel. En dan gewoonlik die Saterdag deur die dag vang mense kleiner visies. So as jy nie daai kleiner visies wil vang nie, weer eens, vang 'n viskop, gooi 'n viskop in die dam en dan gooi 'n stok ver. En dan gooi jy 'n stok op jou kol en vang 'n paar visies tot jy genoeg gehad het. Maar hier so 3 uur se kant, dan sal ek 'n paar bolle gooi. Tussen 3 en 5 die middag sal ek 'n paar bolle gooi. Net so 10, 15 bolle met 'n M1 sinkertjie, lekker groot bol. Gooi hom net dat hy die klip slaan. En die ander ding wat ek doen is ek dan gooi ek probeer 'n bietjie links en regs gooi. Ek probeer nie een kol gooi nie, maar in die aand gooi jy links en regs. So dan gooi jy normaal. Ja, nee, ek gooi hom geklip nog steeds 125 meter. Maar ek bedoel is normaal, want jy gooi gewoonlik maar bietjie links en regs. Nee. Ja, ek maak 'n pin af van hom om regtig maar so jy gooi vir 'n boom, maar ek maak 'n pin af van hom om te scatter, dat jy ook 'n groot kol vorm, want in die valdam en jy kan 'n groot skol vis op jou kol kry en eet al daai kos op. Maar as jy 'n groot area voer, gaan daai vis baie langer vat om daai kos op te eet. En dis hoekom ek ook nie vroeg in die dag daai voer in die water sal gooi nie, want die mense dink baie keer as jy op 'n Saterdag op hierdie pen gesit, die Sondag, daai voer is weer daar.
Ek glo nie so nie. Ek meen oom hulle sal nou al kan weet met die boothengel en met die fishfinders en al goed. Daar's net te veel vis in die val dan. Oom hulle wat nou immers mielies ingooi, ja, dis iets anders. Maar ons wat sagte voer gooi, ek is van die opinie daai klein visies jy daai voer op binne 'n paar ure. Veral as jy kom ons sê 5 of 10 bolle gooi. Daai vis kan Maar net so van nog hy voer op eet. As die vis daai voer opgeëet het, dink jy nie hulle bly maar daar in daai omgewing nie? Ja, hulle bly in 'n omgewing vir 'n halfuur of 'n uur of miskien 2 ure, maar nee, daar's niks anders wat hulle al gebonde Dink jy hulle beweeg. waar sal hulle dan heen gaan? Want daar's Hulle iemand swem anders maar wat bolle gooi nie. Ja, hulle swem maar. Ek dink ek voel hulle gaan maar daar bly en môreoggend sodra jy begin voer gooi, is hulle maar weer daar. Nee, nie altyd jong. Ek het al baie keer gekry en dan heng hulle, kom ons sê ek het nou 3 in die middag bolle gegooi. Begin hier 8uur, 9uur aan, dan vang jy eerste karp, hier 10uur, 11uur, dan begin hy kol nou lekker in die gou kom. Dan vang jy, kom ons sê 10 of 15 van daai mooi Kaaps tot 3uur, 4uur, maar volgende oggend. As jy 7uur daai volgende oggend opstaan en jou eerste bol gooi, partykeer vat dit uur, 2 ure voor jy 'n vis vang. En baie ander kere vang jy daai selfde vis daar nie, dan so 'n klein visies dadelik op daai kol of dis daai kol is dood. Die meeste van daai kere is daai kol daai volgende oggend dood. Jy moet hom weer in die gang kry. Daai vis het klaar beweeg. Al hoe jy daai kol in die gang hou, soos oom gesê het, oom het letterlik daai dag hy het klomp vis gevang en net gebrood en 'n koffie gaan drink. Toe hom terugkom was hy vis eet. Ja, En dit is die maar- ding is sakkie en onthou, as jy reg gaan- langs by gesit en bolle gooi. Ja, maar as jy gaan kamp by Boskop of by ewen by RPA, ek meen ons gaan kamp by RPA, daar's meeste van die kere is daar 10 of 20 kampeerders om jou. En nie almal hengel nie, maar die paar wat hengel het kos in die water en ander het dalk voorrig deur die dag hard gehengel en daai klein visies gevang. En daar's baie mense wat nie daarvan hou om in die donker te hengel nie. So hulle het deur die dag gehengel. Daai vis het nou klaar my kos geëet, dan kom hulle en swem hier naby die kant rond en hierdie ander ouens se kos wat deur die dag gehengel het vir daai klein visies of deur die dag gehengel het en vis gevang het, eet hulle kos op. Die ander ding is ek was deel van Kingfisher Hengelklub vir baie jare en ons het dink 4 of 6 naweek kompetisies 'n jaar gehad. En dit was maar nog altyd so as jy hier van 3 uur af van hengel jy om die vis in die gang te kry in die aand vang jy daai vis. Daai sonnagoggend as jy opstaan is daai vis is baie stil. Dis nie daai selfde met daai aand op 'n stadium dan vang jy daai vis elke 10-15 minute dan kry hy mooi val en buite waar daai polisie maar net optel en hy swem en hy vang daai 3, 4, 5 kg karp een na die ander. Daai volgende oggend is nie dieselfde nie. Baie min kere. Ek dink dit is nog ons fascinerend dat ons eintlik so min weet van die beweging van vis, as ek dit so kan stel. Ja. As mense dink na al die ander hengelsporte en goed so dit, hulle het 'n redelike en diepte kennis van hoe die vis beweeg. Selfs as mense gaan kyk na die karp hengelouens. Daai karp hengelouens, hulle sal 'n plekkie prep vir 3-4 weke. Hulle sal 3-4 weke dan sal hulle so 2 keer 'n week, 3 keer 'n week sal hulle daartoe gaan en sal hulle op daai kolge 'n paar bolle gooi of 'n paar boilies gooi en daai vis so kondisioneer. Hulle kan hulle area kies. Ek meen ons kompeterende hengelaars, ons trek 'n pen. En jy moet daai pen maak werk vir jouself. Ja, maar ons praat nou van social. Maar ek praat van as jy net al kamp het. Jy het daai selfde vryheid van beweging as dit sê maar 'n karabingelaar sal hê. Ek dink nie dit is weet wat ek kennis oor wat daai Kaap sal binne doen. Wat ek sê Gideon is as ons kyk na daai spesie die uit wat die karp vas sê doen. Die gewoon daai 72 uur kompetisies. Daai sê as daai Kaapsies daar is dan freaking gaan hulle net aan. Ja, maar daai ons hou nie op vis vang nie. Ja. Hulle vang Maar tog sê jy hier van 3 uur in die oggend af dan begin die vis afgaan en as die son opkom en sit stil. Nee, as ek gaan slaap 3 uur. Of ek gaan slaap 4 uur. As ek weer opstaan as die son opkom of as 7 uur as ek opstaan, dan is die vis weg. Nee, as jy regdeur gaan vang en hy vis hou, definitief. Maar ek sê net as jy daai 2 of 3 ure gap al gee, daai vis beweeg aan. Okay, ons het gepraat van Vrydag aand en Saterdag? Dis Saterdag waarvan ek gepraat het. So Vrydag aand sal ek net normaal hengel. Saterdag sal ek nou hengel 'n baber probeer vang. Hier van 3 uur af 10 bolle gooi. Ja. Okay. Ja. So by Vrydag aand drink jy brandewyn en op Saterdag aand visse. En jy kan altyd doen. En daai bolle
Daai bolle wat jy gooi, sê jy gewone straightforward, jou gewone voer gooi soos wat jy altyd gooi en klaar. Ja. Jy gaan nie byvoorbeeld sê kaboe mielies insit of gemaalde mielies maak of enige ander tipe voer maak vir dit nie. Nee, ek sal 'n blikkie koemielies partykeer saamvat en as ek een het, dan gooi ek 'n paar in 'n botteltjie uit en ek hengel met dit en dan gooi ek die res in my voer en dit sal ek in die dam gooi. Maar ek het nog nooit gesien dat dit nou 'n verskil maak nie. As ek nie 'n blikkie koemielies uit nie, gaan dit nou nie my toon seermaak nie. Die voer is voldoende. Daai vis is gekondisioneer om daai voer te eet. Dit ja. Nou, ek moet sê dat dit is seker een van die dinge waar ek die spytste is oor my jonger dae in Suid-Afrika, dat ek nie meer naweke hengel gedoen het nie. Ek het nooit, ek dink nie ek het al 3 visse in my lewe gevang in die donker nie. Sure. Ja, ek het al damvis, nee. Duisende van rivier, dam. Rivier in die nag is next level. In rivier, ek het al seker al 10 kaaps gevang tussen 8 en 10 kilos in die rivier in die aand. Op 'n 9 voet stokkie. Ek en Brendan het nou so 2 jaar terug tot ons by Parys vang ek 'n 9 iets kilo karp, hy het ook 'n 9 iets op 'n 9 voet stokkie. Daai karp, jy check hom byt, jy check daai polisieman beweeg so, check hy hoe kaap kom. Dan swem hy kaap letterlik want jy hengel naby, dan swem hy kaap letterlik vir 60 meter aan een wat jy hom so vashou. Hy kaaps fight ook net anders. Maar die nice ding is jy hak daai ding en jy weet nie wat jy het nie, want ander kere dan jolly nou, jy jolly hy kaap so mooi dan sit 'n 6 kg baber. Dit jy so mooi gejolly. Ander keer dan rol jy daai ding as jy oortuig is 'n baber, dan kom hy ding met die net dan sit so 9 kg kaap. Dan maak ek 'n trol los. Wat ek sê is dat ek is baie spyt dat dit is dat ek nie meer gedoen het in my jonger dae nie. Dit wat 'n pa sê. Ek wou Gideon praat net so ek en Lani later gaan hengele klap kompetisie by Lazy View. Naby College Plaas. In alle geval ons kom die oggend daan, maar toe stop die plek waar ons gaan sit. Sien ons net die draai klomp bawers. Eers laat ek vat 'n stok en ek sit dadelik slangwurms aan en ek gooi hom hier so tussen daai bawers. Sit die stok sommer so op die gras neer en nou begin ek my standing goed uit die trailer uithaal en kry goed reg. Eers laat ek in die volgende trek daai ding weg en vang die eerste baber. So lekker snor. Vat hom, sit hom in die net. Daar gooi weer, nou sit die stok weer op die grond, daar gat hy weer 'n keer en kap hom, bring hom, tweede baber in die net. Eers laat die derde een keer gooi ek hom en ek daai ding trek om en hy move, nee. Eers laat ek stoei hierdie. Nou force ek hierdie ding want ek het nou omdat ek die babers gesien het ek vir 'n kontrol opgesit met dik lyn. So ek het nou fris lyn en ek freaking trek hierdie ding. Daai ding hier voor ons, dis in ons rivier daar. Daai ding hier voor ons opkom, toe sit so 6 kilo kaap, maar toe daai hoekom so solid hier voor in die bek. Nou skrik jy al die af. Nou wil jy die ding begin. Eers speel hom, vat die karp, sit hom in die net en ek gooi weer. Volgende trek weg en nou speel jy hierdie dingetjie so, kry hom hier op die kant, sit so 'n kilo babertjie. Ek sê ag nee, Jesus, jy kan nie wen nie, jy weet nie wat om te verwag nie. Ja. Maar dis deel van visvang. Alright, ek dink dit is ideaal. Jy het nou lang naweek hierdie naweek weer, net dit. ja, Dis dit die laaste lang naweek vir 'n rukkie? tot Junie maand. Ja, Die Junie. 16de Junie dink ek is die volgende vakansiedag. Dit is Dis 'n die Dinsdag. 1 Mei is werkersdag en dan die 16de Junie. Nou, 16 Junie is 'n Dinsdag, so mense moet maar die maandag afvat en dan 'n bietjie gaan speel hengel by die Rode Koppies of so. Ja, Dis lekker te doen. Nou ja, ek het ook daarom 'n lekker lang naweek wat vir my voorlê. So ons het nou volgende week se gas dit het ek het 'n redelike goeie idee van wie ons gaan try kry. Gaan ons meer Pelser try opkry? ek sal hom bel. Wie? Ek Vir sal Andrei. definitief Ja, 10. Dean Pelser. Ja, Gaan kyk of ons 'n ek sal hom 'n lei gee. 'n English episode. Ja. We've had a Die couple Afrikaans is net so goed. We've had Julle a moet few hom- English julle- episodes the past few weeks. Julle moet hom 'n bietjie pregger in die episode in Afrikaans begin en net kyk wat doen hy. Praat so 'n bietjie net Maar dan moet Afrikaans ons- met hom. Dan moet ons maar met jou 'n Engelse episode doen, Gideon. Gideon is nie bang nie.
Yeah, he's speaking the language very deliciously. Is limited. Alright, ek wil vir julle baie dankie sê as julle luister het uit die tyd ons dus 'n bietjie gevang. Dad, van my kant af wil ek vir dankie sê, Pat 'n bietjie gespartel die kant aan daai kant om alles gereël te kry. Ek weet ons het 'n paar ander idees gehad. Maar op die einde van die dag dink ek ons het gemaak met wat ons kon. Gelukkig het ons 'n baie gekwalifiseerde ervare co-host hier saam met ons. Ek is wat se naam, substitute replacement. Ja. Nie replacement nie, jy is net altyd 'n backup vir ons. As hy ek's 'n backup. Ek's ready available. Ja, hy maak seker dat hy doen goed genoeg dat ons ietsie dit oor te gesels. Dis die enigste job in die span. Maak seker hy is goed genoeg dat ons met hom kan gesels op die podcast. Al wat ek kan sê is ek weet nie wat het nou skielik daar by sy beeld gebeur nie. Maar dit lyk of hy so wille kuif het. Nee, hy is normaal hier aan my kant. Yes. Dis die hoed, die pet se skade weer. Wat Mary moet so snaaks Maar jou beeld is baie keer mooi en dan baie keer lyk dit of jy van Lego gemaak is. So die beeld skuif soos dit wissel sit tussen die twee. Maar Gideon, dankie dat jy altyd vir ons bereid is om met ons te deel. Ek dink die kennis wat jy nou al vir ons gegee het op die podcast, ek dink as mense dit alles nou moet al bymekaar sit, dink ek die luisteraars het goud werd hierso. Ek dink dis regtig dis iets wat ek vir jou baie dankie vir wil sê. Jy is altyd vrywillig om te deel en jy hou nie terug nie, jy gee vir ons alles. Ek wil vir jou regtig van ons kant af sê moeë dankie. Dis 'n plesier sakkie, soos ek vir Karel nou gister op gesê het. Ek deel met graagte. Is lekker om die sport te bevorder en is lekker met mense te deel. Ek hou nooit iets geheim nie. As iemand my iets vra, dan deel ek dit, want dit is my lekker. Is lekker om die sport te bevorder. En dan ja, sakkie, bring nou net vir my 'n stel earphones en 'n mikrofoon dat ek maar hier sommer permanent by die huis hou. Ja, ek dink ons moet maar net 'n plan maak dat jy maar net dit by jou het. So dit in 'n kamera. Dit in 'n kamera. Nee, sy kamera is fyn. Maar ja, julle sal sien daar's by Gideon praat hy van Kaal. Julle sal sien daar's dalk 'n paar geel nommerplate wat in Johannesburg rondry. Van Gauteng rond. Is dit daai Kaal? Nee, Ja, van. Skaar. Ja. Ja, is Karel Appel. Daai Karel waarvan praat het. En Kaal wat saam met ons op die groep is In Namibië. van Namibië. Okay. Hy is ook iets soos gaan môre 'n bietjie ontbyt eet. So ons gaan bietjie Ek hoor wat sê die Namibië. Ontbyt jy by die Valdam? daar in Heidelberg by Magabine as jy wil saamkom. Halfpad. Nee, werk môre om. Alright. As dit by die Valdam was, dan sou ek verlof in gesit het, maar as Heidelberg, nee. Ek moet werk, sorry. Been there, done that. Alright. As jy nog geluister het tot nou toe, wil ek vir julle baie dankie sê. Ons sien julle volgende week, selfde tyd, selfde plek, 12:00. Julle weet ons is hierso. Check ek julle dan. Cheers.